overcame. How many overcomers? I overcame.
skyn. My God. Amen. Hallelujah. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Yes, let it shine, let it shine, let it shine. Hallelujah. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hey, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine, let it die ons slaap aan van Christ. Ek gaan naar het skyn. 'n persoonlike saak. Jy gaan naar hom skyn. Amen. Ons ouds is in die bediening vandag. Maar stemmen, kom ons gee 'n hand van Christ. Ek verstaan oor 2 dae, maar stemmen, 'n groot bypa, 80 jaar oud, ons gaan na 'n beter hand van Christ. Ons het baie groot mense in ons kerk, ouer mense in ons kerk. Bly met bed heel, die sal oud word. Ek sou nie gewoon my vijanden na buiten. Het gaan nie van lang duur nie. Ons bly maar hier by die gebedtes. Ons sal oud word. Prys die naam van die Here. Ons het legacies wat al gegaan het in hulle ouderdom. Hey, ouwe, weet ek dan nog so 40 by kry. My diga. Ons het te wyle geliefdes.
Wat hy van ons doen, sê die venster, maak ons jy hier voor, ons sluit toe. Halleluja, ons gaan nie weer, ons gaan nie staan nie, ons bied. Waar toe gaan daar die persoon? Ons bied. Halleluja, wanneer dit terugkom, ons daai ook nie. Halleluja. Weet jy, nou kom ons sit maar net so dierbaar is. Maar alles wat op die Here se tyd. Die Here verander my skop dat proef ek vrydag en dat ek kan dit hoop. Soos ek aan die brandings gaan, ek wil is Matinka kom hier skep op by my, maar ek lees vers 1 dan hoop ek vas te vertrou. Ek sê dit op, so gaan na paaste en na Here Jansen toe. En soos hulle met hoop en ek kom op. Voel het ek loop in die lucht. Ik ben excited voor de Christian school. Dat is op. Kost is klaar in de school, maar Hij heeft een nieuwe mens. en ons nog een praise in worship. Ja, is gewoon dat ons denken. Amen. En die song op, I gave myself away for you to use me. Kom, in namen van Ik is Eswold Jacobs. Eswold Jacobs. Halleluja. Hou hem volgende jaar die tijd op. Met de mic in aan. Jacobs. Hij is met Jacobs. Amen. Kom ons roepen, Sister Florence. En kom ons geven, Sister Florence. Halleluja. Nou, zoals ik gezegd heb, is het moeilijk om iemand met die waters te krijgen. Nou, ik had één zoon en gezegd, Sister Florence, hij zei, nee, pastor. Nou, weet ik, hier is die moeilijke in wat ik moet krijgen. Ik kom er straks en zei, nee, kom, luister maar net. Weet alleen bij jou. Maar ik weet, toen die woord bij Lydia komt, het die woord bij haar hart gekomen. Halleluja. Toen zei zij wel gedoopt is. Toen heb ik die woord dit in die hart in plaats. Halleluja. En toen ons nou klaar is met die dooplessen, ons het klaar met een 2 uur gehad. Meer dan 2 uur. Dus Sister Florence, ik wil doop. Ik wil doop, pastor. Amen. Veel prijs voor die jongen. Goedemorgen, het is zo goed dat ik hier een jaar ben. Mijn naam is Florence, mijn vader is Bertus. Steeds doen. Ja? Ik ben graag met jou. Ik ben 50 jaar oud. Ik ben 60 jaar oud. Ja? Ja? Ja, dat is niet wel mens, jonge mens. Broers en zusters, toen ik daar sta bij Dari, zie en ik kijk voor op zoek. Zo prima mijn vrienden. Maar nou zie je, pastor, in Praag, broeder en onder het pijlenveer. Het pijlenveer. Nou zeg ik voor mezelf, ik moet sterven. Florence gaat net als een ander. Klaar. Nou, kom maar stem met die kop bij mijn oren en zeg, ik kan niet vrezen.
bang is ek kasama jou, sy stap vandag deur die pad van heiligheid. Wat sy en ek gooi maar ek kry so 'n middelike warme gevoel, dit is so koud op die dag. Maar ek kry so warm uit my voete, uit op my kop. En ek gooi my taal wat ek op my het, ek gooi dit af. En ek sta daar, ek kan nie so warm. Oh, ik heb een kaart voor omgedaald. En we hadden het omgedaald. Dat is de Florence School. Maar nog aan, ja, maar die wagen. Dan moet ik gaan zien, man. Maar toen we eerst de 3 en die wagen zitten. Toen voel ik gelijk kouder niet. Dus bij alle mensen, toen voel ik dat ze begint met de loop weer. Toen kan ik een kaart op mijn hand. Hier die water. En die water was zo goed voor mij. Yes! En die water. Ik kom ik aan mijn pastor. En pastor nog op praat. Ik kan het dan zo bij pastor zeggen. Maar ik wil niet. Pastor is die pastor alles goed. En dan ga je ook niet van zo. Halleluja. Ik kan je zo zeggen, halleluja. Toen ik opkom, joh, ik zie dat zo'n klomp voeltjes in die lucht. En die water lacht me zo op. En ik roep haar, en ik roep het tempo van me. Ik hoop dat ik het tempo stijf maak. En dat is goed te bad, ja, die water. Dat is mijn experience dat ik gekregen heb. Ik zeg net dankje voor die Heer. Dat ik hier die water is. En jullie zijn wel gloeiend, hoe is het niet? Als maar jong, zij moet het maar sjaaf weer gaan. En sjaaf verschrijven. Op een dag, verwater daar veel. Als bij je veel. Ik wil het zeggen, dank je als je raakt op je scherm. Amen. Eso sí, esquiva de las matamka. Di katalkan di matamka. Amen. Ik practice na met yakan mo. Ay si malata ko kan ay tu di bro yung bro sumoy ka. Ay sa to baby water. Sumisa sino anhol. Maikan ko biya kisiliran ko sa nang biya ang teka alaw ko. Yakob ko. Maar die van die water is hier, het was genoeg water in. Dus ik leren, staan we daar. Als ik een water van mij doe, kan je niet aan de diepte aan. Maar in ieder geval, toen daar over toen gaat doorvoeren, toen staan die allemaal achterin op je ogen, toen zei die laatste ene. Toen zei je, ik denk pas maar volgende keer van mij door, ik is nog meer rekening. Lupa je! Het is zwaar om niet naar die waters te krijgen. Dat is waarom ik door kan. Amen, prijs je naam. Als klomp goed, waardoor van ik doorpak te graag houden. En de meeste daarvan, halleluja, gewoon als christenen, wat elkaar zo confused maakt. Prijs je naam. Kom eens schrijven. Dat is de Ingrid Masa. Amen. Ja, aan de klok alle Ik was baie van recht op de laag staan. Maar ik heb niet een preferentie. Ik heb nog zo'n tijd. Toen ik staan voor ik van het toerkamp. Oh ja. Waar en ik heb nog toen er een papa en ik ik heb me preparado. Ik heb tinggal di masa Kristen. Ik heb tinggal di Filipina. Amin. Dalai lama lagi nak buat apa ni? Ik ben oud met allemaal geworden. Ik betekent baru. Maar ik ga niet alleen. Dus Hans, je moet stappen naar de water, de praatpaas en de gewoon handen staan. Het woord van gebed en mooi. En er is in ander gaan.
Ika sumasasubay na sa makalasang. Nakakalasang. Yung suway kay akaw ko, man-akaw ko. Nagsahan na na may tiyan. Yes, kaya ko parang pabulatan kayo sa amin dito. Sumakot kayo. Kasi hindi, nais mo, bayang plat. Ikaw na, o sumuluwag paniwala. Kasi hindi. Ano lang, may bilang asa, nagluwag na nagpraat na nangyayari. Nagluwag, parang, pasta, Hallelujah. Nou, so kan word. Die grootste is die vrees vir die Vader. Halleluja. Nou, die volgende hoofkandidaat moet ek my vrou sê, Amy. Ek sê, Amy. Ek sê, ja, Amy, broer Nichols. Amy, ek sê, ja, Amy gaat door. Sy is so baas dat Amy. En ek praat met die leraar gepraat. Sy sê, ons allemaal verbaas. En hoe sy in die doopklas, ernstigheid in die doop, en hoe sy het vertoon het, halleluja. En ek sien, jaar, ek het ook vol in die toekomst. Kom ons weer aan met mekaar. Mura ako, ikas at my experience. It was very nervous. Ma, kung ano ba, tapos i-prepare ko nila sa ikan puundan kasi ikan doon ita tanong ko kung saya isi bahasa aus pun ikan ita ini soalnya tidak tetap ini kita menterang kita era buat ikan itu supaya sampai jadi karisan kalian guys amen. Weer kan je luisteren. Dank je dat je morgen gaat komen te spelen. Maar die zal samen gaan ze voor ze te laten. Ze gaan werken met iets. Wat ja. Save the best for last. Amen. Nou, ons een aan daar en dan ik kan leren hoe dat samen met samen die appunti sa paano mag-live sa writing staff. Ik weet niet wat ze zo leren of wat ze universal. Ja. En ik kan ook duidelijk zijn pastor stem horen en sê, Pastor, jy moet ook bid vir die twee seuns van my. Hulle is soos twee honde. Hulle baklei. Hou hulle op, baklei hulle die hele dag weer. Amen. Wil die naam van die Here. En toe my knees die sê hart van die Here sê, Amen. Sika na ulak na diri na leren. 10 jaar. 5 jaar sa kapit. Halleluja. As ek sien met die bekeer kom. En die Here daw mooi gemaak. By die naam van die Here. En kan hoor aan sy stem toe as hy met jou praat. Halleluja. Daar is respect in. Amen. Kom ons gee ons hande by mekaar vir samen. Amin. Beberapa
IBTS, University Pastor, Joseph Kim, ouderling, my diakens, my broers en susters, my kinders, en ook ons heilige gees te bid. En hoe ek hierdie boodskap kan doen gegaan. Ek het altyd met my mamma gevra, "Ma, as ek gedoop?" Dan sê sy, "Ja, jy is as kinders in die sien." Maar ek het altyd gevoel, dat is iets wat moet breek. As een loskraak wordt gezien. En ik heb altijd gevoeld, maar ik wil die water gaan. Dus het was die water is gevoeld. En vrijdag in eerste beetje, ons zal het bezien, er was kamer bevolkt geweest. En onderwijl ik wel eens met hem kwam in die water, ik was begeleid. En mijn vierde bearbij, praat ik met die hele bezien, wat dat weer, achter mij met die bewees. Anderlijk. En ik kom bij Pastor Jafta en Gerard Jansen. En de vader de preker, Farid en die van de doppelen weer. En wat ik opkom, zo waar is, hoe dat dan voor zweeperdag, voor mij bedag. En ik kijk zo op die wolk, zo was het bij de wolk vrijdag geweest. En het lijkt allemaal zo van jou erin, hier brede die wolken. Het knipper heb ik ook mezelf, je hebt nog recht gezien. En ja, het is amper zoals iets van mij apart, innerlijk. Niet zo net als iemand wat je baie kort gespannen is. Maar meestal moet ik baie meer verdragen samen. Ik raak niet zo wat kwaad. Amen. Ja. Ja, soms toen ik hoor, het is mijn plezier wat ik zie. Daarom is iemand die Christus is. Dat is een nieuwe schepsel. Ja. Ik hoop dat we voorbij gegaan en alles in goed komt. Amen. Hier kwaad is, ik hoop hier met die water tot bekeren. Yes. Voor mij persoonlijk, ik wil het voor staan, keren door de doop en tot bekeren. Amen. Hij was, ik was dat met Seattle. Hij was die tweede grootste mens van die waterbouwen die van Middels af in die kerk om die klein te doen. Hij die staan zo, halleluja, die straat gedoop, halleluja, die krijg ook niet meer die water in. Ik wil gewoon net iets lezen, niet zo toch aan Handelingen 19. En terwijl Apollos aan die Korinthe was, het Paulus die boonste landstreker deurgereis en aan Efesiërs gekom. En daar het hy sommige disciples gevind. En hulle vra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met doop van die bekering gedoop en aan die volk gesê dat hulle moes glo in die een wat na hom kom, dit is Jesus Christus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus Christus. Amen. Hulle is weer gedoop. Prys die naam van die Here. Nou, wat hulle gedoen het, halleluja, prys die naam van die Here. Nou, wanneer sy jou bekeer, halleluja, as wanneer sy jou knieë gaan en sy bely dat Jesus Christus die Seun is van God. En sy bely dat sy 'n sondaar is, halleluja. En dan gaan sy huis toe, dan sê sy, net vir wie sy wil, sy is bekeer. Partyke sou net toe self, halleluja, want sy weet, hoe gaan die ander se reaksie wees? Wie? Sy bekeer. Ek gee jou 2 weke of 'n week. Amen. Nou sê sy maar, die was dan niks nie. Halleluja. Maar as jy jou gaan laat doop, halleluja, dan het sy jou in die publiek belydenis gedoen. Almal weet, almal sien sy gaan met die waters in, halleluja, so almal weet, halleluja, dat jy, halleluja, gaan bely in Jesus Christus in hierdie doop. Halleluja. So wat ek noem het 'n public belydenis. So almal weet, halleluja, dat sy, halleluja, nou 'n kind van die Here is. Nou in Matteus 10 vanaf vers 32, as daar net so skryf wat ek wil lees, halleluja.
Ons moet gaan nie dit lees. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense. Almal wat bely voor die mense, voor die publiek, voor die mense, voor mekaar, die mekaar, julle familie weet, julle werk weet, halleluja. Die publiek weet, halleluja. Nou sê die woord, elkeen dan wat my sal bely voor die mense. Hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemel is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor my Vader in die hemel. Maar julle het altyd gedoen, julle het bely, halleluja, voor die mense, halleluja, en julle het die laaste ene, julle self verloon. Die ou mens, halleluja, gaan dit afsien. Julle het julle self verloon, die ou mens, ek het nie meer dink van jou nie, halleluja. Die is 'n nuwe mens wat die Here van hierdie mens uiteensig, halleluja, prys die naam van die Here. Nou kom ons gaan na die woord van die Here toe in Hebreërs 6, halleluja. Hebreërs is moeilik om te kry. Hy is na Timotheus, na Titus. As jy wat Titus Timotheus kry, daar en voor Petrus kry, daar kry jy by Hebreërs, so die 3 boeke voor die laastes. Allemaal daar. Daarom moet ons nie bly by die begin nie. Daarom moet ons nie bly met die bekering nie. Halleluja. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Maar na die volmaaktheid voortgaan. Volmaaktheid die doop. Halleluja. Voortgaan sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit die dooie werke en van die geloof van God. Van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat, want dit is onmoontlik om die wat eenmaal verlig geword het en die hemelse gawe gesmaak en die Heilige Gees deelagtig geword het en die goeie woord van God gesmaak het en die kragtigste van die toekomstige wêreld en afvallig geword het om weer tot bekering te vernuwe, omdat hulle ten opsigte van hulle self die seun van God weer gekruisig het en openlik voorskande gebring het. Halleluja. Maar die woord wat ek wil opkom is, halleluja, daarom moet ons nie bly by die begin nie, halleluja. Prys die naam van die Here. As ons kyk, halleluja, baie bly net by bekering, halleluja. Hy bly net daar by die begin. Hy bly by die bekering, halleluja. Hy groei nie, halleluja. En nou, halleluja, sê, nee, maar ek kan, halleluja, ek kan nog wat dopie drink, halleluja, want wyn is goed, so sê die Bybel, van die maag, halleluja, wat is die ander woord se naam? In elk geval. En nou, ja, nou, my ding is, nee, maar ek kan nog 'n bietjie rook, want wat ingaan is, maak nie rein nie. Wat uitgaan maak kon rein. Want hy is nog by die begin. Halleluja. Maar gaan na die volmaaktheid toe, gaan na die water toe, by die doopbak toe, halleluja. En bely voor die mense wat die Here ook kan eendag bely oor God, halleluja, prys die naam van die Here. Nou, soos ek sê, halleluja, gaan die lang wees, ons het vanmorgen, het is 2, halleluja, heilige sakramente, ons het die doopdiens, halleluja, en ons het vanmorgen die nagmaal, prys die naam van die Here. Maar ek wil by jou, halleluja, ook in die Ou Testament, halleluja, was het moeilik vir die mens om by die water te kom, halleluja. Maar as ek dink, halleluja, dat God praat met die water, hy sê die water moet 'n pad maak sodat die volk daar deur kan gaan en die water gehoorsaam hom. Halleluja.
Prys die naam van die Here. Jesus loop op die water. Hy sê, hy gee die water beveel om 'n pad te maak, sodat die bo op die waters kan loop, halleluja. By die Jordaanrivier, gee God, gee die orde dat, halleluja, die waters moet 'n pad maak, sodat die volk kan deurtrek, halleluja. En die waters gehoorsaam die woord van God, halleluja. So wat dan halleluja, wanneer die waters deurgaan en God beveel, daardie waters, halleluja, om jou ryk te maak, halleluja, moet, halleluja, die waters, halleluja, die God gehoorsaam, halleluja. As die waters jou 'n nuwe mens moet maak, halleluja, en God spreek dit so, dan moet die waters vir jou 'n nuwe mens maak, want die waters gehoorsaam die stem van God, halleluja. Gaan praat sy met waters, halleluja. Net, halleluja, net so ek kry 'n droom, ek vertel dit aan die motorwagen en ry Vrydag. Ek droom die Woensdag, ek droom die Donderdag. Ek droom ons gaan om te doop. Maar nou gaan ons teen 2 rots. As 'n rots daai kan, 'n rots die kan se rots is so 'n paadjie wat jy kan oploop. Maar as 'n smal paadjie, hier is die water en dan nog weer 'n rots. Nou ek weet nie, maar ek het nog nie die suster gesien nie, maar as 'n dakkerige suster. Die suster loop agter my. Ek droom. Die suster gly. En die suster gryp vir my. En ons gaan hier die water in. Toe die water in kom, toe gryp die suster my aan my nek en sy hou vas en sy loop. En toe sy kan kopskiet en los, suster, los my. Gaan ons in die water. Ek skrik wakker, ek sê, Here. Amen. En dan kom by my, halleluja, 'n swaai om by die water te kom. Dit wil as ek nou sê nee man, ek het nou met droom afslaan. 5 siele, wat nie kan doop word nie, wat nie by die water kom nie. Weet jy nou van die Here? Ek skrik wakker aan. Ek dink, asseblief, die suster nou nie weer terugkom in die doop nie. Nou ook, in die Ou Testament, halleluja, was daar nie doopie, maar daar was water, wat jou gereinig het, halleluja. En daar was 'n sekere man, halleluja, wat sy naam daar Aman was, halleluja. Nou, Aman, halleluja, was 'n leerowerste van die koning. En die Bybel sê, hy was groot voor die koning, hy was gesiende man gewees, halleluja. Die Bybel sê, hy was 'n dapper held gewees. Hy het al die goeie eienskappe gehad, maar Malaat. hy is malaat. Amen. Prys die naam van die Here. Hy sê, hy was 'n Arameer gewees, halleluja. Hy het die Arameërs aan bendes in, halleluja, hy het hulle in die lande ingeval en beroof, halleluja, en een van die lande was Israel gewees. En in hierdie aanval het hulle 'n klein dogtertjie, halleluja, ontvoer en weggeneem, halleluja. En hierdie dogtertjie, halleluja, het onder na Aman se vrou gewerk. Sy was, Aman se vrou was haar meesteres, sê die woord. En sy sê eendag, sê sy, halleluja, as my Heer, Here is met Aman, as my Heer manne kan kom by die profeet in Samaria, dan sal hy van sy malaatheid gereinig word. Hy moet net daar uitkom, halleluja. En Aman se vrou vertel het van die koning, halleluja. Die koning 'n brief na die Israeliete toe. Hy laat die Israeliete aangeval. En hy skryf 'n brief. Hy sê, ek stuur my dienaar na Aman saam, sodat jy hom kan genees. Hy stuur silwer saam, hy stuur goud saam, en 10 pakke klere stuur hy saam, halleluja. Maar toe die Israeliet, die koning die brief lees, halleluja, toe skeer hy sy klere.
As ek aan 'n God wat kan dooies lewendig maak, halleluja. Prys die naam van die Here. En met die halleluja, hoor die profeet Elisa, halleluja. Hoor hy, halleluja, die koning moet sy klere stuur, die koning moet nie jou klere stuur nie. Bring die man na my toe, halleluja, ek sal hom uitsorteer, halleluja, en amen, halleluja, as na die profeet Elisa toe, halleluja, en met die, hy is met die pere waar, of die donkie waar, maar hulle was op 'n waterkies, staan hulle voor na Aman se huis, halleluja, en na Aman stuur, ek weet nie of Gehazi was hy nie. Of het Gehazi was wat uitgestuur, maar die woord sê, hy het dit dienaar uitgestuur. Halleluja. En gesê, gaan sê, van Aman, hy moet om 7 keer, moet die om in die Jordaan kan doop. Halleluja, kan was 7 keer, halleluja. En toe die boodskap by na Aman kom, halleluja, was na Aman boos. Hy was kwaad, halleluja. Hy sê, ek het aan gedink, halleluja, hy gaan na my toe kom. En daar gaan hy sy hande net so oor, halleluja, die belaas net so vry, en dan sal het gerein word, halleluja. As hy soos wat, nou, hy gedink het nie, halleluja, prys die naam van die Here. So dan ons ook, 'n klomp goed hoe ons, halleluja, verlossing wil kry, halleluja. Die laaste oorwinningsverlossing is die doopbad, halleluja. En aan sy kwaadheid ry op pad weer huis toe. En op pad huis toe sê een van sy dienaar, die sê, my Heer, as die profeet gesê het, halleluja, dan moet dit so wees, my Heer. Hoor dit na hom, halleluja, en na Amen het afgeslaan. Prys die naam van die Here. Na Amen, halleluja, het in die water gegaan. Hy het hom 7 keer laat doop, halleluja. Die Bybel sê, halleluja, na Amen se vel het geword soos 'n jong seentjie se vel, want deur die water gaan, halleluja. Maar dit was moeilik om van Amen by die water te kry, halleluja. Het hulle my punt wat kom, halleluja, as moeilik, en vir my 37 jaar gevat, om by die water te kom. Hoeveel het nie by die water uitgekom nie? Halleluja. En Jesus sê self, halleluja, as jy nie deur die water kom, dan is die koninkrijk van God nie gaan. Halleluja, prys die naam van God. Die Here seën sy geliefde woord, halleluja. Prys die naam van die Here. Ons gaan ruimte maak vir gebed, halleluja. Dan kan ons weer aan Jansen pray maak vir die nagmaaltafel, halleluja. Prys die naam van die Here. Ja, mooi tyd, halleluja. Kom ons kry so, net so aanbiddingslied, halleluja, dan maak ons ruimte vir gebed, halleluja. Prys die naam, as die doopkandidaate, halleluja, vir gebed vra, halleluja, moet die kom maar uit, halleluja, dat die Here julle gawes, halleluja, julle openbaar. Hy dit maak aan julle, halleluja, so duidelik dat julle kan verstaan, halleluja, en wat 'n roeping die Here julle sit, halleluja. Kom ons kry aanbiddingslied. Elkeen wat kom vir gebed, halleluja, eers sprei, halleluja, ongeag of het by iemand anders wat by die huis is. Die Here is vanmorgen hier, halleluja. Die Here red nog, hy verlos nog, halleluja, en hy reinig nog, halleluja. Niemand soos U. Halleluja, laat niemand soos die Here, kan iemand vir gebed, halleluja. Niemand soos U. Die hande te maak.
Ons kom by die
nagmaaltafel. Die Bijbel sê, 3 sal hier op die aarde getuig. Dit is die water, die bloed en die heilige gees. Hierdie 3 gaan getuig of jy 'n gelowige is. Of jy na die Here toe gaan. Hy sê dit is die water, die bloed en die heilige gees. Hy sê hierdie 3 staan gelyk. Hulle staan saam. So, hulle 3 moet van jou kan getuig. Laat jy 'n gelowige is. Nie ek moet van my getuig nie. Ek moet nie kom sê, hoe is ek nie? Hierdie 3 gaan in my lewe getuig. Hy sê God op wie die waarheid. ek is. Staan nie. Ek hoor ek aan die dokter sê, hoe ja, met sonde as ek klaar. Maar as jy my nie wil glo nie, kan jy by Jesus vra. Nou hierdie 3, hulle gaan getuig in die plek van Jesus of ek 'n gelowige is. Ek staan daar so by Ryan se begrafnis. Maar nou, voor ek ons maak nou nog mense by mekaar nou. En ek kom hy dag na my toe en ek sê vir my in my hart, terwyl hy aan die steeds afkom, ek kyk vir hom en ek sê, hier is my siel wat hier aankom. Maar ek praat nie met hom nie. Ek heb my versetting, ek geaard by elke keer as ek hom kry, het ek vir hom 'n woord gegee. Maar eerst toe het ek niks gesê nie. En toe ek van hom wegdraai, toe begin ek te bid, toe sê ek, Here, dit is my siel. Hy gaan na die Here toe kom. Want hy kan net soos die ander mense kan, hy ook daar in die plek gestaan het. Maar hy het afgekom en hy het aan my toe gekom. Terwyl ek aan die drade besig is en die bokser uitgedraai daar. Ek sê, Here, die is my siel. En ek is weg en het soos 'n paar dae weer daarna het ek hom weer gesien. Ek het weer gesê, Here, die is my siel. Ek kyk na die Here toe. En dan gaan ek maar net weer bid. Toe hy bekeer, toe is dit nie vir my verbasing nie. Want ek het hom geklim die dag toe hy afkom, die Bybel sê. En hy het hom by Natalia daar onder hy het hom daar onder die boom gesien, sit onder die wille terpentijnboom. En hy het hom daar geroep. Het nie nodig om 'n siel personal te praat nie. Maar jy claim hom vir die Here. En hier sit hy vandag. So, hierdie pad, hierdie doop het vir my gister gevat. Na 40 jaar, is precies 40 jaar terug. Ek is my man, is ek gedoop. Precies 40 jaar terug, het het vir my gevat. En ek staan daar by die water en ek sien tydelik 40 jaar en 5 o'clock op 'n Saterdag aand is ek gedoop. 5 o'clock op Saterdag en dit is waarom hierdie doop vir my 'n ander doop was. Ek het die hele dag gebid dat die saak afgaan. Ek het my phone gekyk, wanneer stel pastor die saak af? En dit is baie koud daar buitekant. Ek moet nou sê, maar dat het nooit gebeur nie. Maar toe ek in die water instap, toe sien ek vir Sister Jafta. Hy dag, toe Sister Jafta moet gedoop word, toe sê ek vir apostel, ek gaan nie doop nie, en ek vind baie te veel. En toe sê hy van die doop af terugkom, is ek so sneer gewees. Ek kan nie rustig gewees het nie. Want sy het getuig met blydskap hoe die Here haar aangeraak het. So die waar is waar, hy is op 'n heel regte plek. Die waar is, elke een van julle is op 'n heel regte plek. Is waar, wat wil sê, Bybel sê, as jy 'n opsiener aanverlang, wil jy 'n man wees van een vrou. In ander woorde, as jy
nie getroud is nie, dan is die enige vrou se dinge so want hy kan enige tyd wegloop en sê, daai vrou, ek is nie meer tyd vir haar nie, want ek sê, my vrou, ons is ons getroud nie, maar jy moet 'n man wees van een vrou, en dit eerbiedig jou om 'n leier te word as jy dit begeer. So van die begin af, die waar moet elke een van julle 'n begeerte hê in jou hart, waarna jy wil werk, en dit gaan jou uit die sonde uithou. Dit gaan jou weerhou van die sonde af, om 40 jaar terug gedoop te word. En ek praat soos ek daardie dag gepraat het. 40 jaar terug het ek eerlijk my in wakker gemaakt. Wat daar gebeur het. So die waar is, ek weet, ek is my man gedoop. Ek het Februarie maand het ek my bekeer, net na my 21ste verjaardag. En my man is ek gedoop. So, ons is hier in die dag hier om die nagmaal te vier. Die Bybel, as ons dit kyk, het is in 1 Korintië, ja, met Paulus praat nou hier met die Korinte, vrees, die opskrif daar, die ongereeldhede by die nagmaal, by die liefdemaal. Hoe om die heilige nagmaal te vier. Hy sê die ongereeld, Paulus, hy spreek hulle aan en hy sê vir hulle, daar by die nagmaal is daar ongereelde tyd. Daar is goedheid wat vir my steur onder julle. Wat julle aanvang daar by die liefdesmaal. Hy sê dat die liefde het hy homself geoffer, sodat ons kan gered word. Maar hy sê, julle het iets anders gebring daar by die liefdesmaal. Daar waar liefde moet openbaar word. Enkel het van 'n lewende God, van 'n lewende segment. Julle is besig om het dood te maak. Nou sê Paulus, hy sê, maar onder vers 17, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys nie, dat julle saamkom, nie teen goede nie, maar teen kwade. Nou hoor wat sê hy sê van die eerste plek hoor ek, dat as julle saamkom in die gemeente, dat daar skering onder julle is, en gedeeltelik glo ek, want daar moet ook partnerskap onder julle wees, sodat die beproefdes onder julle geopenbaar kan word. En as julle dit saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. So jy eet nie kos nie, sê hy maak het duidelik, julle eet nie kos, jy moet nie kom jou vol eet nie. Hy sê, want wat, hy sê, as julle eet, bring julle eet eers jou eie kos by die huisman. Die een is dronk. Hy sê, die een is honger, en die ander een is dronk. Hy vraag vir hulle, is dit nou hoe julle nou die nagmaal wil dinge sê? So, dit is waarvan Paulus praat, hy sê, dit is die grief wat hy het, oor die nagmaal, wanneer hulle nagmaal het. Hy sê, dit is die grief, wat ek teenoor julle het. Dat julle kom hier, ek was by 'n nagmaaldiens, toe breek hulle die brood aan, man. En hulle bring hy stuk brood om, en hulle sê, breek elkeen kom 'n stuk af, so. En is onordelijk, hy sê, julle eet mos voeltjie kos, julle breek sulke klein stukkies brood af. Dan julle eet voeltjie kos. Hy sê, wat hierdie brood en eet, man. En die Bybel sê, wanneer julle by mekaar kom, moet jy klaar eet, want hy kom heilig. Hy kom manifesteer oor die lichaam van die Here, wat Jesus sê, in Johannes 6 sê, vers 9, hy sê, ek is die brood van die lewe, wie aan my eet,
sal lewe. Ek is die brood van die lewe. Die eerste versoeking wat op 'n mens se pad kom, en wanneer jy nie wil vat nie, die Bybel sê die versoeking aan Jesus was, maak hierdie brood, maak hierdie klippe brood, en Jesus sê, daar staan ook geskrywe dat die mens nie alleen van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord van God. So wanneer moenie hier op 'n Sondag kom en sê jy wil nie nagmaal vat nie, want jy het gesondig nie. Hy sê die mens is leenagtig, maar God is waaragtig. So in die mens se lewe is as spys vir foute maak. Moenie dat die duiwel jou kom vat en sê jy stoot die nagmaal weg nie. As jy vas is, moet jy bely. Yes. Kom van iemand en bely saam en hom sê, dit is my dingese. Niemand kan 'n swaard in jou nek hou nie. Maar maak jou los, sodat jy die nagmaal van die Here kan gebruik. Dankie, Here. Nou gaan ons verder, luister nou net hierso. Vers 23 is eintlik my beste van die nagmaal. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy berei is brood geneem het. Dus hy sê, kom nou man, die wat tot Jesus. Nadat hy Jesus in die nag waarin hy berei is, het hy brood geneem. Kom ons manifesteer dit. Moes gaan na die tafel toe. Hy sê, hy brood gevat, man. Ouder, ek wil het nadeel. Sorry. Hallo, die man. Ek het so goed gehaal, die nagmaal. En die doop het vir my. Hy sê, en hy brood gevat en hy het gebreek. Kan ook dan vir ons bid. Hy sê, en nadat hy gedank het, het hy brood geneem en dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam. Hy sê, wanneer ons hier by mekaar kom, dan moet ons nugter wees, ons moet by ons volle verstand wees, want ons moet weet, ons moet dit manifesteer. So binne in hierdie brood, as dit sy liggaam is, sy liggaam is klaar vir ons gebreek. So ons liggaam moet alleenlik die siekte dra waarin ons gaan sterwe. Die ander ene moet uitgedrywe word. Krankheid moet uitgedrywe word. Hy sê neem eet, wanneer jy hier staan, moet jy kan manifesteer die woord van die Here. En jy moet in die geloof, moet jy met iemand kan hande opleg, jy moet jou hand op iemand kan druk, en sê, dat jy sy wonde, het daar vir my genesing gekom. Hier sy wonde, het daar genesing en het so sê, ek is die Here jou God, wat gesond maak. Die nagmaaltafel moet jou wees, hy moet jou wees in jou geld, in alles wat jy doen, moet 'n manifestasie van die nagmaaltafel wees. Want alles is hier en op, hy sê my juk is sag en my las is lig. Alles wat jy hier die nagmaaltafel en jy eet die liggaam van die Here, moet jy oor jouself gaan en met die Here praat en sê, Here, vandag is hierdie kwaal. Here, ek kom maand na maand as ek klaar gepaie het ek nie geld oor nie. Daar is niks oor nie. Hier, ek sit dit hier in hierdie nagmaal. Here, ek is siek, mense is rondom my siek. En Here, ek eet hierdie brood. Wanneer ek wil kom, sal ek die hande op hom lê en hy sal gesond word. Hy sê aan almal wat geglo het, sal hierdie Markus 16 vers
almal sal hierdie teken volg. Hy sê en het brood geneem. Wat? Okay. Iemand knik my. Kom ons dans. Groot en almagtige Vader. Here, in die môre hier kom sê ons hier so baie dankie, Here, vir die voorreg wat ons weer eens het, Hemelse Koning, om aan u nagmaaltafel te kan sit, Here. Hemelse Vader, die brood wat u liggaam kom voorstel, Hemelse Vader, kom seën dit ryklik, my Koning. Hemelse Vader, die drank, Hemelse Vader, wat die bloed voorstel, kom seën dit ook ryklik, my Meester. Hemelse Vader, waar ons nog foute gehad het deur u maandele, kom vergewe ons daarvoor. En ons sê vir u baie, baie dankie. In Jesus naam. Amen. En nadat ek het dank het, ek brood geneem en gesê, eet. Gesê, dit is my liggaam. Ook al die brood wat jy en so ook die beker na die ete. So Paulus waarsku hulle en hy sê vir hulle, dit is al gruwel wat hy het teenoor hulle, is om die nagmaaltafel van die Here te minag. Of jy nou nie drink nie, of jy nou nie wyn drink nie, en jy kom en jy wil 'n stuk brood in jou sak, jy wil 'n stuk brood afneem, en maar dit is nie geoorloof om dit te doen wanneer ons nagmaal. Dit is 'n simboliese teken waarmee ons Petrus sê vir Jesus, was nie sommer my hele liggaam, hy sê jy het nie nodig nie, jy het net geloof nodig, laat ek net jou voete was. Dankie. Jy het net hierdie stukkie nodig wat ek vir jou wil gee. So jy het net hierdie stukkie brood nodig om jou lewe te manifesteer. En jou weer van die volgende maand op jou pad te dra. Maar jy moet weet, alles is binne in daardie stukkie brood ingesluit, as jy dit reg lees. As hy sê my liggaam is waarlik so die woord van die Here, is daar om vir jou verder te lei, as jy die woord van die Here lees, dan sal jy sien, wat is die brood van die lewe, wat is hierdie brood wat ons eet, en hoekom eet ons, want Jesus maak duidelik, hy sê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. So jy kan alles wat daarin op is, kan jy manifesteer en op jou lewe kan jy toepas. Hy sê net so die beker na die ete. Net so die beker na die ete, met hierdie woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament. Soos 'n splinte Nuwe Testament wat ek vir jou nou gee. En my bloed doen dit, so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Drink daaraan, hy sê die bloed, dit is deel van 'n getuienis vir ons belydenis. So dit is, as ons hierdie bloed drink, dan is dit deel van ons belydenis wat ons gedoen het. So ons is hier in hierdie oggenduur, en ons wil die nagmaaltafel geniet, maar ons wil dit manifesteer in ons lewe. Elke dag wat ek nagmaal kom eet, manifesteer ek dit, en ek pas dit toe, om het nou 10 jaar vat, dat die Here dit bygevoeg het, of het 20 jaar geval het, dat hy bygesit het, maar elke dag wanneer ek het gedoen het, het ek het gemanifesteer, ek kon nou nog, ek het uitgetrek aan die pad, dat was die huis. Ek sê, voordat ek uittrek, sê ek vir die Here, ek wil in die huis bly. Ek kan net 2500 rand betaal in die maand, want dit is my vrou se pay wat ek het. Sy by 3000 rand. Sy by 3000 rand, 500 rand dat ons hier kom vir die kos.
En ek kry 'n huis van 4000 rand. En die maand is nie myne nie, maar ek wil maar raak het gaan trek. Ek kry nog 'n ene van 4000 rand. Come En Pater Data sê my, ek kan verniet op sy jaar weer wat begin op vrede te bou. En op die laaste punt, toe kom die ou en hy sê, hier's 'n huis, 'n volle huis vir 2500 rand. Dat is wat ek op my lewe toegepas het. As ek die nagmaal eet, dan pas ek die woord van die Here toe. En ek sê hom my tekortenis binne inleiding is, want dit is sy liggaam. En so het ek het jaar na jaar pas ek het toe in my lewe. Elke stukkie brood en wat het wil weier, wat hierdie tafel weier. Hy sê, jy weier vir my. Jy weier vir my, wanneer jy hierdie brood weier. Weier jy met Jesus self. Spaar. So, manifesteer dit in jou lewe. Maar hierdie kinders kan dit mos nie doen nie. Nou, hoe kan hulle nagmaak? Hy kan dit nie. Hy sê, jy moet dit self in jou proef eten. Omdat hy kan dit nie doen nie. Hy kan nie iets in sy lewe nie. Hy geen betekenis nie. Daarom het Jesus net vir sy disciples nagmaak gegee, want hy het hulle tot inkeer gelei. Net sy disciples het hy nagmaak. Nie die mense nie. Nie die skare nie. Hy net vir sy disciples van hy hulle van hulle kan nou belei op die woord van die Here. So die waar hy sê net so die ete na die ete. So as ons almal vandag hierdie brood geëet het, herdenk ons hierdie dag van die Here. Totdat hy kom. En ons weet, en sodra ons het oor aan ons gekid. Weet jy wat is, weet jy siek of krankheid is. Jy kan hierdie stukkie brood vat, jy sy wond. So het daar vir ons genesing gekom. Dit was sy liggaam. So die waar ons kom nou aan die einde van hierdie tafel af. So ons weet in die dag hier. Ons vrou pastor. Ek wil net pastor met vir ons kom met die nog voor. Nou dit. Dat is die ding wat ek wil doen. Nee, ook nie te sê asai. Hey. Yeah.
terug in die hande van die Here. Hemelse Vader, Here, ons sê vir U dankie dat U ons die tafel kan genaderen, dat ons kan deel gewees het, my Vader, Here, van die tafel, my Vader, Here, dat ons U kon ingeneem het, my Vader, Here, dat ons kon geëet het, my Vader, aan die brood, my Vader, die som, die sering, my Vader, daarvan, my Vader, Here, wat ons kan deel gewees het, my Vader, Here. Ons gebed is, my Vader, dat die Here ons kon seën in hierdie tyd, my Vader, Here. Maar ons wil dit terugplaas in die hande, totdat ons het volgende keer weer by mekaar kom. Want U noem dit in die woord, hoe dikwels dan ons by mekaar kom, dat ons jou agtig word van die heilige nagmaal, my Vader, Here. Ons sê U dankie, my Vader, Here. In Jesus' naam. Amen. 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 Almal deel geneem aan die nagmaal. Ons het niemand verby gegaan. So eerstens dankie vir die Here vir die geleentheid wat ons gegee het om weer eens aan sy tafel te kan sit. Ons sê dankie ook selfs vir die dienswerk van God. Ons gaan vra as dat enige verjaarsdae of huwelik herdenkings gebeur in hierdie week gewees. Niemand verjaar nie? Niemand nog getrou in hierdie tyd nie? Maar stem is in die so. Volgende geleentheid gaan ons vra dat die offer opgeneem kan word. Kom ons kry 'n gepaste lied. Die liefde van God en die troostvolle gemeenskap met sy Heilige Gees
wees en bly met ons. Almal wat die koms van die Here te wagte is, sê dit saam. Amen. Thank you.